Daar is hy, Genesis 2. As ons vanmôre so 'n bietjie gaan stil staan rondom die moeders en dit wat die Here vir ons gegee het as 'n moeder, dan dink ek moet ons begin heel in die begin van die Bybel, daar in Genesis, want dis tog waar alles begin het. En ek wil vanmôre vir jou so 'n paar versies lees. Ek dink jy ken dit uit jou kop uit. Genesis 2 vanaf vers 18. Hy sê, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou mans, kyk gou na die vrou langs jou en sê vir haar, jy pas by my. Ek sê dit nie ligtelik nie. Die Bybel sê dat die Here het 'n vrou gemaak om by jou te pas. En dan gaan hy verder, hy sê, en die Here God het uit die aarde uitgeformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle aan die mens geneem om hulle te sien sodat hy hulle sal noem. En toe die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam gewees het. Vers 20. So die Here die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas. Toe die Here God 'n diepe slaap in die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. En toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Ek praat vanmôre met jou oor die tema moeders uit God se hand. Moeders uit God se hand. Nou, ek lees iets besonders hierso. Vers 7 van Genesis 2 is 'n baie bekende gedeelte. Hy sê, en die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. En so het dan die mens 'n lewende siel geword. Ek dink jy kan met my saamstem dat die Here het die man uit die stof van die aarde gevorm en uit lig en suurstof in sy neus geblaas. Maar dan lees ek vanmôre iets interessant en ek het dit dalk al gelees en ek het dit nog nooit so mooi gelees nie. Dat ons kom in vers 22 en die Here sê dat hy die man in 'n slaap gesit het en hy het 'n ribbekas uit die ribbetjie geneem en hy het 'n vrou gebou. Tjoe, hoor mooi. Vrouens, julle is met die hand gemaak. Die Bybel sê dat God het die vrou uit die man se ribbebeen uit gebou. Die man is geformeer uit die stof uit, maar die vrou, die Here het moeite gedoen om 'n vrou te bou. Hy het moeite gedoen. Die Bybel praat van die woordjie gebou. As jy gaan na die oorspronklike Hebreëse teks toe, dan praat dit daarvan dat dit 'n tyd geneem om hierdie vrou te vorm. Hy het haar kunstig geweef en ek glo met my hele hart dat toe God die vrou gebou het, dat hy binne in haar sekere dinge ingebou het wat nodig was om die man te ondersteun, om vir die manne hulp te wees, maar ook om 'n moeder te wees en om 'n moeder te wees soos wat God haar beplan het. God het tyd gemaak met julle moeders. Hy het julle gebou sodat hy presies in julle in kon plaas dit wat julle nodig het vir 'n tyd soos hierdie. En terwyl ek daaraan dink, toe dink ek aan ek is nogal baie lief vir 'n mooi kar en die van julle wat weet dat Maserati word nie met fabriekmasjiene aan mekaar gesit nie. Die masjiene maak die parte en dan is dit letterlik mans met wit jassies wat hierdie karre aan mekaar sit. 'n Maserati word met die hand gebou en daarom betaal jy tot 1.22 tot 3 miljoen vir 'n Maserati. Hoekom? Want hy's nie met 'n masjien aan mekaar gesit nie. Hy's met die hande gebou. En vanmôre wil ek vir ons elke moeder in hierdie gemeente sê, dat God het met jou tyd spandeer, hy het jou met die hande gebou, en jy's baie meer werd vanmôre as wat jy dink. God het tyd spandeer om moeders en vrouens en mense te maak, om ons op te bou en ons te stig en ons te bemoedig. Die Bybel praat van, God het vir jou 'n hulp gemaak, man. En ek wonder of jy werklik waar die nodige eer en lof van jou vrou gee, wat daar toe kom. Dis Moedersdag en ons gebruik hierdie dag om so 'n bietjie moeite te doen en ons vrouens te vereer en vir hulle dankie te sê. En toe ek vanmôre wakker word, toe kan ek nie anders nie. As jou moeder oorlede is, dan dink jy ook aan haar.
En daar's 'n gevoel van hartseer, maar ook 'n gevoel van blydskap, want hulle is op 'n beter plek. En vanmôre dink ek aan lekker memories van my ma het altyd so 'n pudding gemaak bo op die oond. Ek weet nie wat noem hier nie. Ons noem dit sommer brein souskluitjie. En as jy in die middag van die skool af gekom het, dan het die huis geruik van daai breinpudding en sy was lief om kos te maak. So ek dink ek het die beste ma gehad. En vanmôre wil ek net so 'n bietjie eer bring aan julle wat moeders is, en ons gaan volgende Sondag weer preek, maar ek dink ons moet bietjie eer bring. Die Here het jou gebou, Sanchin. Die Here het jou gebou. Jy's nie net gemaak nie, jy's nie 'n duplikaat nie. God het tyd met jou spandeer sodat jy die beste kan wees. En ek wil vanmôre tog vir jou sê dat die familie waarin God jou geplaas het, God maak nie foute nie. Ek lees hierdie week dit my diep in my hart ontstel van 'n man, is goeie vriende van ons. Hulle is besig om te skei en hy sit op sy status, die Here het my verlos, en ek sê, "Sjoe, God maak nie foute nie." En ek wil vanmôre jy moet weet dat God het jou die dag toe hy jou gebou het hy jou gebou vir die familie waarin jy vandag is. En mag jy die beste word, en mans mag ons vroue 'n bietjie bederf. Ek hoor Mike's Kitchen het 'n groot special, buy one get one free, so moet nie hierdie geleentheid mis nie. En as jy nie kos gemaak het nie, ek dink die naaste huis is hier by Johan, hy kook al van vroeg vanoggend, so ons kan sommer daar gaan eet. Bybel is vol vrouens. Die Bybel spandeer tyd aan dames, en hoor gou, Jesus was baie lief vir die moeders in die Bybelse tyd. Ek leer daar in die Bybel van 'n vrou, haar naam was Hanna. Sy was kinderloos. En toe sy met God tyd spandeer, het God haar moederskoot geopen, want die Here het haar raak gesien. Hy het haar hartseer gesien, en hy het haar grootste begeertes vir haar gegee. En ek wil vanmôre vir jou sê, moeder, miskien voel jy soos Hanna. Jy voel asof daar dinge is wat verby jou gaan, en daar's hartseer in jou hart. Die Here sien jou vanmôre raak. Met wie praat ek vanmôre, moeders? Die Here sien jou raak. Hy sien jou raak. Miskien sê jy, "Sjoe Here, ek voel soos Hanna. Die ander mense kry al die mooi goed en ek sit met die hartseer." Paula, die Here sê, "Ek sien jou raak. Ek sien jou raak." Ek dink aan 'n moeder, toe Jesus die stad inkom, toe kom daar 'n vrou met 'n draagbaar met haar seun, en die seun is dood, en Jesus sê vir die gevolg, "Stop net gou-gou." Hoekom Jesus? Hy sê ek moet tyd spandeer. En miskien voel jy vanmôre soos daardie moeder, want dit voel of daar dood in jou lewe is. Dit voel of jou omstandigheid dood is. Maar hoor gou, Jesus is besig om verby te kom, en hy wil die draagbaar met daardie dooie situasie wil hy kom aanraak sodat mense lewe kan kry. Irene, ek weet nie hoekom nie. Jy staan vanmôre uit, die Here sê dit voel vir jou asof alles dood is rondom jou. Jesus is op pad. Jesus op pad. Ek dink aan nog 'n vrou, sy sit by die put en sy's besig om water te skep, en Jesus kom verby en sê vir jy het lewende water nodig. En miskien is jy 'n moeder vanmôre wat dors is. Jy het 'n dors na iets wat nie gevul kan word nie. Jesus is op pad. Jesus is op pad, en hy wil vir elke moeder net lewende water kom gee. En as jy van daardie lewende water gedrink het, sal jy nooit weer dors kry. En so kan ek aangaan. Ek dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gely het. En toe sy naby Jesus kom, toe druk sy deur die skare en sy raak hom aan, en daar vloei krag uit Jesus uit. Nou miskien sit jy vanmôre hier, moeder, en jy's moedeloos oor jou siekte, oor jou omstandigheid. Jy's kragteloos. Sien net vir Jesus. Sien net vir Jesus. En as jy so deur die skare beweeg en jy raak Jesus aan, gaan jy gestig uitkom, want Jesus is daar vir elke hartseer moeder. Maar vanmôre wil ek bietjie met jou praat oor die proses van die bouery, van hoe Jesus, hoe God die Vader die moeder gebou het, en wat hy alles binne in haar ingeplaas het. En ek wil so vinnig vir 'n oomblik so bietjie by jou stop by die woordjie moeder. Ek het so 5 jaar terug het ek hierdie woord moeder gebruik, en ek het 'n paar dinge daar uitgehaal, en vanmôre wil ek amper sê dis nommer 2, reeks nommer 2. Want die Here het my vanmôre gestuur om vir die moeders te sê, hoor gou, hy het iets binne in jou ingebou. En die eerste ding wat die Here in jou gebou het, is mentorskap. Sjoe. Ek lees daar in Rit 1 vers 16. Naomi draai om en dan sê sy, gaan huis toe. Gaan huis toe. En Rit sê, daar's nie 'n manier nie. Jou God is my God.
Waar jy vertoef, sal ek vertoef. Waar jy gaan, sal ek gaan. En ek het hierdie gedeelte al baie gelees, maar toe ek dit hierdie week lees, toe besef ek iets. Naomi moes so 'n groot indruk gemaak. Dis my eie auntie wat ek vergeet het. Saya se moeder. Baie welkom Tannie. Hier die rit moes so beïndruk gewees het oor Naomi, dat sy gesê het, ek maak nie saak wat gebeur nie. Dit maak nie saak hoe donker die toekoms lyk nie. Dit maak nie saak hoe donker my omstandigheid is nie. Ek het iets gesien by Naomi en sy het 'n mentorskap en Rit sê, ek soek wat hierdie moeder het. En ek wil vanmôre vir jou sê, moeder, jy's hier geplaas met 'n groot plan en 'n groot doel om 'n mentor te wees vir die kinders wat na jou kom, sodat ons 'n generasie kan opbou wat moeders het, wat sterk is, wat moedig is, wat ons volk na verder kan vat. Die Bybel sê, wat is 'n huis sonder 'n moeder? Wie het dit al gehoor? Ons ken dit uit ons kop uit. Maar dit help niks. Jy's 'n moeder, maar jy het geen iets wat jy in jou kinders se lewens in plaas nie. Onthou, daar's 'n spreekwoord wat sê, dat monkey see, 'n monkey do. En dit wat jy doen, dit gaan jou kinders doen. So doen die beste tot jou vermoë. Dis so hartseer. As ek baie kere hoor, dan sê iemand, ek wil tog net nie soos my ma wees nie. Wie dit al gehoor? Ek wil tog net nie soos my ma wees nie. Want die moeder het iewers te gefaal in dit wat sy moes oorgedra het. En vanmôre wil ek vir jou sê, dat Here het iets in elke moeder ingebou. Dis om 'n mentor te wees, om die aflosstokkie oor te gee en te sê, hier is dit my kind, vat jy dit weer verder. Ek lees daar in 1 Timoteus 2 vanaf vers 3. Hulle sê, vroue moet in hulle gedrag heilig wees teenoor mekaar, sodat hulle die jonger vroue kan leer om verstandig te wees en om heilig te wees. Om verstandig te wees en om heilig te wees. Moeder, wat leer jy jou kinders? Leer julle nog om verstandig te wees en om heilig te wees, soos wat die Here dit van jou verwag? Binne in jou het die Here iets gebou. Jy's gemaak om 'n mentor te wees. Die tweede lettertjie is O. En moet nou nie uithardloop nie. Ek dink O kan nogal onderdanig wees. Ek like 'n vrou wat daar is, onderdanig. Nee. Efesiërs 5:22 sê, vroue wees aan julle eie mans onderdanig, soos wat die Here dit van julle verwag. Kolossense 3 vers 18 dieselfde, 1 Timoteus 2 vers 11 dieselfde, 1 Timoteus 3 vers 4 dieselfde, 1 Petrus 3 vers 1 sê weer, vrouens wees aan julle mans onderdanig. Wat beteken dit om onderdanig te wees? Beteken dit dat die man is die baas en die vrou moet rondhardloop soos wat sy wil doen? Nee, in die Joodse samelewing het dit so gewerk, maar Jesus kom en dan sê, dit is nie wat ek bedoel het nie. Om onderdanig te wees is om vrywilliglik jou familie te dien en hulle beste belange op jou hart te dra. Ek is onderdanig aan my eie behoeftes. Ek is onderdanig aan my eie wille. My familie kom nou eerste. Ons het 'n goeie vriende daar in Makwasi en ek sien hierdie week is hulle besig om 'n paar reis te toer. Dit lyk so lekker en ek vra vir hulle, is dit lekker? Sy sê ja, ek het gewag tot die kinders uit is en nou is ek nie meer onderdanig nie. Vrouens, moeders, oumas, ons moet ons kinders se belange eerste stel. Ons moet ons kinders se vrywillig dien, sodat hulle kan word dit wat God oor hulle droom. In plaas daarvan om jou kinders af te breek en net seer te maak, baie keer dan sê ons, ek moet hard op hulle wees, want nou leer hulle. Ek dis reg, want ons moet ons kinders stigtig, want ons het hulle lief. Maar jy moet vrywilliglik oorgee om jou kinders te dien. Dit is nie vir my moeite om vir hulle lief te wees nie. Dit is nie vir my moeite om vir hulle goed te doen nie. Dit is nie vir my moeite om vir my kinders die ekstra myl te loop nie. Hoekom? Want ek is onderdanig aan hulle, omdat hulle met God saam is. Onderdanig beteken nie dat jou ma moet jou wasgoed optel en jou skoene optel en agter jou skoonmaak nie, Denike. Dit is nie wat dit beteken nie. Vrywilliglik gee ek my alles. Letia, jy weet waarvan ek praat. Ons gee ons alles vir ons kinders. Hoekom? Omdat ons hulle liefhet. Die derde enetjie is eer. Nou, eer en respek is so half dieselfde woordjie. Dan kan ek gou sê, eer moet verdien word.
Eer moet verdien word. En die Bybel is baie duidelik dat kinders, julle moet julle vader en moeders moet julle eer. Maar dan moet ons ouers so leef dat hulle geëer kan word. Hoor gou-gou, om hulle te eer in die tyd wanneer hulle opstaan vir jou, wanneer hulle reageer, wanneer jy hulle nodig het, wanneer hulle waardig is dit wat jy nodig het. Eksodus 20 vers 12 sê, eer jou vader en jou moeder. Hoekom? Sodat jou dae verleng kan word. Ouers, moet dit nie moeilik maak vir jou kinders om jou te eer. Sjoe. Ouers, lewe so, dat jy 'n voorbeeld kan wees, sodat jou kinders jou wil eer. Ek het dit net nou gesê, ek dink as 'n moeder oorlede is, dan is dit vandag ook maar 'n bietjie hartseer, maar ek het 'n moeder gehad wat eerwaardig was. Sjoe, sy was 'n lady. Sy was perfek en mooi en statig en sy was eerwaardig. En as ek altyd dink aan 'n perfekte moedersfiguur, dan dink ek aan haar. My broer het altyd gesê, sy lyk soos Queen Victoria. Sy het haar status, daar's 'n eer rondom haar. En dit was maklik om haar te eer, want sy was goed. Sy was liefdevol. Dit is so hartseer as moeders dit vir kinders moeilik maak om hulle te eer. En nou wil ek terugkom. Die voordeel is, as jy jou ouers eer, gaan jy lank lewe. Ouers, as jy wil hê jou kinders moet lank lewe so dat hulle jou kan eer. Sjoe. Hoe kan jy jou moeder eer? Ek het so 'n paar goed neergeskryf. Waardeer haar. As jou moeder iets vir jou doen, sê dankie. Sê dankie. Dankie vir die ekstra myl. Dankie vir my kospakkie. Dankie vir dit wat ma vir my doen. Dankie dat my was goed gewas het. Dankie dat jy die voorbeeld is. Dankie dat jy my van Jesus geleer het. Waardeer jou moeder. Nog 'n manier is, aanvaar haar gesag. As ouers sê, ons doen dit so, dan doen ons dit so. Hoekom? Want hulle weet van beter. As ons wat 'n hemelse Vader het, as my Vader my sekere instruksies gee, dan weet ek dat hy beter weet, en dan doen ek dit wat die Here van my verwag. Net so moet ek en jy as kinders, ons ouers eer en doen wat hulle van ons vra. Nog 'n manier is, hoe ons hulle eer, ons behandel hulle met respek. Ons praat nie van die ou toppie nie. Wie dit al gehoor? So dit kan my grief tot die binne in my binneste. Eer hulle vir dit wat hulle vir jou gedoen het. My pa's hierdie jaar word hy 81. Sjoe. En hy praat op die oomblik moeilik en ons is Vrydag aand sit hy gou vir my spaakplaks in die bakkie, want die bakkie loop so en ruk. En ek wil die goed uit sy hand uitvat, want dit is asof hy net te stadig. Ek kry hom so jammer, maar weet jy wat, ek eer hom. Ek eer hom. En so moet ek en jy ons moeders eer. Die laaste manier, sorg vir hulle. Sorg vir hulle. Sorg vir hulle. Dit is so hartseer dat een moeder 5 kinders kan grootmaak, maar 5 kinders kan nie een moeder oudmaak nie. Sorg vir jou moeder. Sjoe, pastoor, hierdie is nie regtig 'n geestelike preek nie. As ons nie hierdie goede kan doen nie, kan ons nie geestelike goed doen. Sorg vir jou moeders. Dit is so eenvoudig soos dit. Want wanneer hulle swaar kry, is dit eintlik 'n refleksie dat jy nie vir hulle sorg nie. Die volgende een, deegsaam. Deegsaam, as jy die Prediker boeke ken, as jy weet, Prediker 31 vers 10 sê, wie sal 'n deegsame vrou vind? Want haar waarde is ver bo die van korale. 'n Deegsame vrou, dis 'n vrou wat haar hande staan vir niks verkeerd nie. En ekskuus, ek wil gou iemand uitsonder. As daar nou een deegsame vrou in ons kerk is dit tannie Anne Marie. Sjoe, daai tannie se hande staan vir niks verkeerd. Deegsaam. En dan kom die Prediker en hy skryf eintlik van koning Lemuel se ma. Hy sê, hierdie vrou was 'n deegsame vrou. Sy het alles gedoen wat haar hand gevind het om te doen. Sy het vroeg opgestaan en laat gaan slaap. Sy het gesorg dat haar kinders warm is, dat haar koskaste vol is. Sy het grond gekoop en verkoop. Sy het handel gedryf. En die Bybel sê dat vrouens, ons moet deegsame vrouens wees. Ons moet doen wat van ons verwag word. Deegsaam. Ek sien ou Wimpie sê vir sy vrou, jy's deegsaam. Kan ek nog deegsame vroue sien, mans? Ek gee jou hand op. Ek weet nie van jou nie, ek kan nie sonder my vrou nie. Sy's 'n deegsame vrou. Rut. In Rut 3 vers 11 sê dat Rut was 'n deegsame vrou.
Vir haar hande het daar niks verkeerd verstaan. En ek wil jou moeder aanpor en ek wil jou vra, wees deegsaam vir jou huis. Wees deegsaam. Wat is die definisie van deegsaam? Dit beteken net eenvoudig goeie eienskappe. Jy kan dit gaan opsoek. Goeie eienskappe. Moeders, ons moet goeie eienskappe hê, sodat ons kinders deegsame ouers kan hê. Nommer E, of letter E, empatie. Empatie. Dis seker een van die belangrikste eienskappe van 'n moeder, om empatie met haar kinders te hê. Om empatie met haar familie te hê en emosie te hê vir haar kinders. Wanneer haar kinders swaar kry, dan het sy empatie en sy gaan op haar knieë en sy bid vir haar familie. Wanneer haar kinders deur moeilike tye gaan, dan het sy empatie. Sy deel hulle hartseer, want dit is wat empatie is. Ek sien JJ gaan deur 'n moeilike ding en dan voel ek saam met jou. My hart gaan vir jou uit. Moeders, ons het meer empatie nodig. Nee, staan op. Skud die stof op. Kom, jy's 'n seentjie, jy moet hardloop, jy moet loop. Ja, maar ons moet empatie hê met ons kinders. Ons moet empatie hê. Dis 'n baie moeilike wêreld daar buite. 'n Baie moeilike wêreld. En ons kinders het moeders nodig wat soos 'n hoenderhaan hulle onder haar vlerke kan inbring en bietjie omgee vir hulle, 'n bietjie empatie ook vir hulle kan hê. Wie sê vanmôre, "Sjoe, dis nogal 'n klomp goed wat die Here in 'n vrou ingebou het." Die Here het geweet ons gaan ons moeders nodig hê. Hy het geweet dat ons gaan ons ouers nodig het en toe bou hy in hulle mentorskap en onderdanigheid en eer en deegsaamheid en empatie binne in hulle sodat hulle ons na hoër hoogtes toe kan vat. Ek sluit af met die R, roeping. Vanoggend sê ek vir julle, sit gou RSG op. Ek hou nogal daarvan om RSG te luister as ons so kerk toe ry, want daar is so 'n binnekamer program wat hulle bietjie praat oor geloof en daar's altyd iets interessant. En die vrou sê sy het 2 kinders en dis 'n roeping om 'n ma te wees. En ek sê, "Sjoe, dis 'n roeping om 'n ma te wees." Dis 'n roeping om 'n ma te wees. Hulle sê altyd dat 'n onderwyser het 'n roeping. Jy is nie net 'n onderwyser nie, jy het 'n roeping. Jy's gebore met dit of 'n predikant. Jy's gebore om dit te kan doen waarvoor jy gebore is. Dis 'n roeping. Hoor gou-gou, om 'n moeder te wees is 'n roeping. Dis nie vir almal uitgeknip nie. Dis 'n roeping. Dit praat daarvan dat jy jouself een kant toe skuif en ander voor sal sit. Dit praat daarvan dat jy jou eie, hoor gou mooi, jy gaan dit herken, dat jy jou eie begeertes gaan wegvat en ander se begeertes gaan kry. Dit praat daarvan dat jy jou ou kar gaan ry sodat jou kinders nuwe karre moet ry. Dis 'n roeping. Jy's gebore om 'n moeder te wees. Ons skool se lese was, vervul jou roeping. En ek wil afsluit met daardie woorde. Moeders, God het jou so mooi gebou. Hy was so besig en hy het tyd spandeer om die moeders te bou. Hoekom? Want hy het 'n roeping binne in jou gesit. 'n Roeping binne in jou gesit. En ek dink Bertina sal saam met my stem. Dis nie die onderwyser se werk om die kinders mooi groot te maak nie. Dit moet by die moeders gebeur. Want as moeders hulle rol vol staan, van Suid-Afrika in hierdie wêreld 'n wonderlike plek wees. Ek wil vanmôre jou sê, in Genesis het die Here al 'n plan gehad met elke moeder. Hy het 'n plan gehad met julle. En hy het gesê, ek gaan jou bou en ek gaan binne in jou 'n mentorskap sit en jou onderdanig maak en ek gaan jou eer gee en ek gaan jou deegsaam maak. Ek gaan jou empatie gee. Hoekom? Want om moeder te wees is roeping. Kom ons sluit ons oë. Here, ek wil vanmôre vir U dankie kom sê dat U tyd spandeer het met moeders. Ek wil vir U dankie sê dat U ons moeders so perfek gebou het en dat U binne hulle al hierdie eienskappe gesit het. Here, ek wil ons moeders in die gees salieer vir wat hulle doen en ek wil bid, Here, dat U met ons moeders sal wees in hierdie jaar wat kom, dat U hulle sal seën, sal behoed en sal bewaar. Ek spreek 'n seën oor hulle uit, dat U guns, U nabyheid naby hulle sal wees. Gee hulle kennis, gee hulle wysheid om te kan doen dit wat U van hulle verwag. Here, dis 'n roeping om 'n moeder te wees. Mag ons waardig die roeping wees. Amen.